persentasies. As ons praat van persentasies, dan is daar eintlik net een ding wat jy moet onthou. Dit is die getal 100. As ons praat van persentasies, 100. As jy na die persentasie teken kyk, dan kan jy sommer sien, daar is 'n streep, kom ons maak hom sommer die 1, en dan is daar 2 sulke sirkels, en daai goed is die nulle. So daar is 'n streep en 2 kolle, en ons sê sommer dis my 100. Dit help vir my om te onthou dat 'n persentasie is iets uit 100. Ons kyk gaan na hierdie. As ek nou vir jou sê jy het 25% vir 'n toets gekry, dan beteken dit 25 uit 100. Sien jy daai teken al langs aan? Daar is my 1 en my 2 nulle. So 25% is dieselfde as 25 uit 100. Nou 25 uit 100, as ek dit nou wil gaan vereenvoudig, wat beteken vereenvoudig? Dit beteken ek gaan dit kleiner maak. So ek moet nou 'n getal gaan soek wat in 25 kan indeel en in 100 kan indeel. So wat is die grootste getal wat in 25 en in 100 kan indeel? Dit is mos 25. So hierdie kan jy eintlik sommer uit jou kop uit onthou. 25% is dieselfde as 'n kwart. So as die toets uit 60 uittel, dan kry jy 'n kwart van daai toets, 15 punte. Dis 25%. So 25% pas by 'n kwart. Kom ons probeer die volgende een. Jy sit hom eers op 100, dan vereenvoudig jy hom. Jy soek die grootste getal wat in 36 kan indeel en in 100. En die grootste getal wat in hulle albei kan indeel is 4. So dan kry ek 9 op 25. Dit is my eenvoudigste vorm. Goed, die volgende een gaan wees 84 op 100, want ek sit hom ons eers op 100. Die grootste getal wat daarin kan deel is 4, en ek kry my vereenvoudigde vorm 21 op 25. 14 op 100, grootste getal wat in hulle albei kan indeel is 2, so my eenvoudigste vorm gaan wees 7 op 50. Kom ons kyk of jy 'n paar saam met my kan doen. Eerste stap, jy sit hom op 100, want dit is mos persentasie. Dan gaan vereenvoudig jy hom. Daai een se grootste gemeene deler gaan wees 10, en ek sien my eenvoudigste vorm is 9 op 10. Eers op 100, vereenvoudig hom en kry jy eenvoudigste vorm. Eers op 100, daar gaan sommer 25 in, en is dit 3 kwart. Dis nou nog een van daai wat jy sommer uit jou kop uit kan onthou. Soos wat ons net al gesê het, 25% is 1 kwart, dan is 75% mos 3 kwarte. 81 op 100, en daar is nie 'n getal wat in 81 en in 100 kan indeel nie, so ek los hom net so, hy is klaar in sy eenvoudigste vorm. Nou kan ek ook vir jou dit in gewone breuke gee. Maar onthou nou, ons het gesê, 'n persentasie is iets op 100. Maar hier op hierdie skerm sien jy nou iets op 10 en iets op 5 en iets op 25. Daar is nog niks op 100. So ek moet eers dit gaan verander, dat die noemers 100 word, en dan kan ek dit in 'n persentasie gaan skryf. Want 'n persentasie is ons altyd iets uit 'n 100. So hoe kan ek maak om van 10 nou 'n 100 te maak? Ek gaan hom maak met 10. En die goue reël van breuke is mos, wat ek onder doen, moet ek bo doen. En dan kry ek 70 op 100, en nou kan ek sê, dis 70%. Hierso is nou 'n 500, so ek moet iets kry wat nou vir 5 na 'n 100 toe gaan maak. Maal 20, wat ek onder doen, moet ek bo doen. Ek kry 'n getal uit 100, en dit is my persentasie. Daar gaan ek maal 4 natuurlik om onder 100 te kry. Daar is hy, en my persentasie is 84%. Ok, 25 se maatjie is 4, wat ek onder doen, moet ek bo doen. So dis 12 op 100, en is 12%. 50, ag, lekker maklik, ek maal hom net met 2, 30%. Nou as ek volpunte kry vir 'n toets, dit maak nie saak of daai toets uit 50 uittel of uit 5 uit nie, volpunte is mos volpunte. En volpunte is altyd 100%, dit is mos die hele toets wat jy reg gekry het. So 5 uit 5 kan ons nou gaan sê maal 20, en dan kry ons 100 uit 100 en is 100%, maar eintlik kon jy dit sommer van die begin af geweet het. Dis volpunte, so dis 100%. Dan 9 uit 10, ons onthou nou, ons moet daai noemer eers 100 gaan maak. Gaan wees 90 op 100, 90%. So wat nou 100 toe. Ag, en dit kon ons ook geweet het, want 'n half is mos die helfte van 100, so dan is dit mos 50%. En daarin gaan ons ook na 100 toe vat, en ons 84%. Ok, nou kan ek ook vir jou die persentasie gee, en dan sê ek vir jou gaan skryf hom nou as 'n desimale breek. Nou toe ons desimale breuke gedoen het ek vir jou geleer, dit moet of tiendes, of honderdstes, of duisendstes wees. En persentasies is dan nou so mooi altyd op 100, so dan is het ons maklik om van 'n persentasie af te gaan na 'n desimale breek. So, kom ons kyk gou hoe lyk hierdie een in 'n gewone breek, 65 op 100. Daar's 2 nulle, so dan gaan ons 2 getalle na die komma wees, so dan is dit ons 0,65. En dis 8 op 100, onthou daar moet 2 plekke na die komma wees, maar nou is daar net een getal bo die lyn. So nou is dit 0,08. 100% ag, maklik, dis een hele toets.
of een hele tafel, of een hele stoel, die hele ding is ons 100%, so 1. Kom ons kyk gou hierdie, is 28 op 100 en is 0,28. Sjoe, dis maklik, né? 74 op 100, 0,74. 3 op 100, onthou nou net, as al te min getalle bo is, dan moet ek ons iets anders doen, hè? Gaan ons sê 0,03. Daai 0 moet daar wees. Dan is dit 17 op 100 en ek sê 0,17. Dis sy. Ek hoop hierdie het gehelp.